Liewe broer en suster, ek hoop jy het sommer 'n heerlike, wonderlike dag. Ek weet nie of jy elke dag na hierdie lesse in die skool van gebed kyk en of jy dit sommer so almal saam doen of hoe jy dit doen nie. Ek wil jou net nooi, wees saam met my in hierdie skool van gebed, in Jesus se skool. En dat ons by hom leer. Ek glo jy het saam met my nou al vir jou ewigste 'n plek gekry waar jy, behalwe om deur die dag saam met God te wees, tog ook net iewers alleen te gaan, af te sonder, alleen saam met hom te wees. En ek weet jy het al die wonder ontdek om te weet, ek kan vir God sê, my hemelse Vader, my Pa. Nou, dieselfde gedeelte waar ons dit gelees het, vertel vir ons nog iets verder van gebed, iets meer oor hierdie Pa van ons. Kom ons lees dit weer hier in Matteus 6, vers 7. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene stortvloed woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie so maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Ons hemelse Vader, so is vir ons lekker om te weet, ons het 'n hemelse Vader. Dankie daarvoor. Dankie dat ons hierdie ongelooflike voorreg het om vir ons God, die ewige God, die almagtige, heerlike, onbegryplike, ewige, groot skepper God, ons hemelse Pa te kan sê. En ons weet, dis nie net 'n woorde nie, dis regtig so, U is ons hemelse Vader. En dankie dat U vanmôre vir ons kom sê, U weet alles van ons, U weet ook wat ons nodig het. Help ons om dit te verstaan, en te verstaan hoe dit ook in gebed vir ons help om anders, beter soos Jesus te kan bid. Ons vra dit in sy naam. Amen. In hierdie gedeelte, ek wil oor twee goed net saam jou stilstaan vanmôre. En die een is dat daar staan, ons Vader weet alles wat ons nodig het, nog voordat ons dit van hom vra. Nou, ons Vader weet alles. Hy het geweet van ons binnekamer, hy sien ons daar. Hy weet ook wat ons nodig het. Hy ken ons alles, hy weet van ons presies wat in ons lewe aangaan. Hy sien in die verborgde, die geheime dinge. Hy weet alles. Nou staan daar, dit gaan oor die manier hoe ons bid, dan staan daar, julle hoef nie so en so te bid met hierdie woorde nie, want julle Vader weet wat julle nodig het. Nou dan kan 'n mens wonder, nou hoekom moet ek dan bid? Hoekom moet ek nou bid, want God weet dan nou alles. Hy weet wat ek nodig het, so hoekom vra ek dit? Kom ons begin net eers by die woorde, nodig hê. Is daar 'n verskil tussen dit wat ek nodig het en dit wat ek wil hê? Maar jy sien, in ons gebed het ons dikwels bid ons oor wat ek wil hê, en nie noodwendig wat ek nodig het. En ons moet dit nog verder kwalifiseer. Daar staan, God weet wat ons nodig het. Nie eers daar staan, wat ek dink wat ek nodig het. Jy hoor, daar is tog 'n groot verskil. Dit gaan hier oor 'n God wat my ken, wat my lewe ken, wat my gemaak het met 'n spesifieke ritme en 'n plek waarin ek op pad is. Hy het 'n spesifieke doel vir my in hierdie lewe. En hy sê, ek wil jy moet so wees en ek moet dat doen, jy moet my so help. Hy het 'n bedoeling met my lewe en my lewe is op pad soontoe. En om daar te kom, het ek sekere dinge nodig. Nou ja, ek het nodig om te lewe. En ek het ook nodig om te groei en ek het 'n klomp dinge in my lewe nodig. En as daar staan, God weet wat ek nodig het, gaan dit oor God weet wat ek nodig het. Dit gaan hier oor, dankie tog wel, ek hoef nou niks te vra nie, hy weet alles nie. Dit gaan ook hier aan die ander kant, dat ek kan enigiets nou vra, want my Pa is ryk, hy gee vir my enigiets nie. Dis glad nie waar dit gaan nie. Dit gaan hier, dat ek in die eerste plek bring dit my tot 'n selfondersoek. Is dit regtig die goed wat ek vra? Julle hoor, as ek sê, en die Bybel sê, die woord sê, God weet wat ek nodig het, dan moet ek seker maak, dat ek gaan na hom toe en sê, Vader, hierdie ding wat ek nou vra, ek het regtig dit nodig om die mens, die kind te wees wat ek moet wees. Of Vader, ek het regtig hierdie ding nodig, ek weet nie hoe anders ek kan leef nie. Maar jy hoor, dit is nou nie meer sommer maar net 'n vra nie. Dit gaan oor wat het ek nodig. En dit gaan ook daarmee saam, aanvaarding dat my Vader weet ons nou beter as ek. My Vader weet wat ek nodig het. En daarom gaan dit oor 'n gemaklikheid, 'n openheid. Ja, my Vader wil hê ek moet mooi dink. My Vader wil hê ek moet kom na hom toe om hierdie goed vir hom sê en vra.
dis hoe hy dit wil doen. Hy wil hê ons moet praat daaroor en vra daarvoor. Maar hy wil ook hê ons moet mooi dink daaroor. En nie met pas sommer onnadenkend vra en vra en vra, asof so 'n klomp goed in die lug gooi, dan kyk ons wat val op die grond. Nee, my Vader weet wat ek nodig het, en ek gaan na hom toe, nadat ek ook probeer verstaan het, wat het ek dan nou nodig? En ek vra dit met vrymoedigheid van hom. En jy weet, Vader kan gedagtes lees. Ek hoef regtig nou nie mooi woorde te bid nie. Daar's baie mense wat sê, ek is skaam om te bid, want ek kan nie mooi bid nie. Ek is dankbaar jy kan nie mooi bid nie. Dit beteken jy bid opreg. Want daar sekere mense, hulle kan dan mooi bid, nee. En ek bedoel dit nie herhalend nie. Ja, daar's baie mense wat nou regtig so bid en jy voel, maar dis glad nie eens opreg nie. Dis net 'n klomp mooi woorde. Dit was in daai tyd en vandag nog half 'n manier hoe baie mense gebid het. Hulle het gedink, oor en oor die woorde sê, ek gaan dit net soveel as moontlik sê. Apperende beswyming net herhaal en herhaal en herhaal. Dit was hoe mense baie keer in die tempels gebid het. En baie keer het mense nou wat gelowig is geraak en dan gedink, wel, nou moet ek vir God so sê. En ek moet almekaar oor en oor goed sê. Ek moet dit op die regte manier sê en op 'n mooi manier sê en die woorde wat ek gebruik is belangrik, anders te gaan God dalk nou, ag nee broer en suster, dis aan my pa. Kan jy nou voorstel? Jou kind sê, pa, ek wil graag met pa praat. Nou gaan sit ons daar een kant, ek sê, ja my kind, nou begin my kind vir my verduidelik wat ek nodig het, en sê vir my kind, maar jy sê die goed nie in die regte woorde nie. My kind, ek voel jy moet dit op so 'n manier sê. My kind, nee, God wil hê ons moet doodgewoon soos kinders na hom toe kom en met hom praat oor wat ons op ons hart. Nie baie woorde nie, hy weet wat ons nodig het. Nie baie woorde nie, hy weet, voor ons het nog gesê het wat dit is. Hy wil net hê ons moet dit sê. Hy wil hê ons moet hom tog gesels daaroor. Die regte woorde, dis nie wat saak maak nie. Wat saak maak, is my gesindheid. Wat saak maak, is my houding teenoor God. Wat saak maak, is my opregtheid. Wat saak maak, is my verhouding met hom. Nie my woorde nie. Julle weet in 'n verhouding, naderhand is die baie woorde, of om goed heel mooi te verduidelik, beteken nie is belangrik meer nie. Ons het hierdie aanvoeling vir mekaar. En nou ja, my Vader weet, ek kan doodgewoon rustig na hom toe gaan, opreg, met 'n oop hart, en net sê, pa, ek wil net vir pa hierdie ding sê. Ek het nie baie woorde nodig nie. Net 'n opregte hart, mooi gesindheid van, ek is lief vir my Vader, ek wil graag saam met hom wees, dit vir hom sê. Hy weet wat ek nodig het. Julle hoor, dit bring 'n nuwe bevryding van, ek hoef nie goed mooi te sê nie, ek moet net nie, sommer maar net praat nie. Ja, ek moet mooi dink en met hom vra, Vader, ek vra die ding, ek is net nie seker, het ek dit nodig, is dit wat u wil vir my? Julle hoor, daar is hierdie ding van my Vader, kan ook dalk sê, kind nee, wie regtig? Ek mag het vra natuurlik. Maar God gaan ook dalk vir my sê, nee my kind, ek weet dat nou hierdie ding is nie goed vir jou nie. Of jy dit nie nou nodig nie. Of daar's ander mense wat nou nodig het, dit nie jy nie. Ek wil vir jou vra, doen iets vandag weer. En dit is dat jy gaan, wees rustig by jou Vader, maak 'n lysie van alles wat jy graag sal wil hê. En dan vra jy vir jou Vader, help my om te verstaan, wat het ek regtig nodig? Wat het u, dink u het ek nodig? En dan gesels jy met hom daaroor. Jy hoor, dis hoe 'n kind is wat met sy Vader oop wees, wat weet sy Vader weet die beste, en dan wil ek dit vir hom sê. So gaan iewers een kant, gaan praat met hom, dat jy regtig alles wat jy graag wil hê op die tafel sit. Ja, en hy weet jy dit. En soms bederf ons, dan gee jy dit. Al is dit nou iets wat ons nie noodwendig sal sê, "Sjoe, dit het ek verskriklik nodig." Maar gaan maak seker by hom. Gesels met hom oor wat ek nodig het. Hy weet dit. Hy wil graag met jou daar praat. Vader, vir ons ongelooflik om sommer net hierdie rustigheid, hierdie vrede in ons te hê. Want u weet alles van ons. U weet wat ons nodig het. En ons kan net sommer op 'n rustige manier saam met u wees. En met u praat oor hierdie goed. Vir uit ons hart uit sê hoe ons dit wat ons nodig het en waarna ons verlang en dit wat ons mee swaar kry. En ja, ons kan dit vir u sê. En ons weet, u verstaan, u weet alles. Ons dank u in Jesus se naam. Amen. Vrede vir jou.